Hallo julle, vandag wil ek graag 'n boodskap met julle deel uit Spreuke 19 vers 21. So dink aan die planne wat jy vir vandag het of dalk vir die week vooruit. Of dink aan die planne wat jy vir die jaar gemaak het of dalk verder in die toekoms. Miskien wou jy 'n besigheid of 'n gesin begin. Miskien wou jy 'n boek skryf of dalk die wêreld reis. Miskien wil jy 'n bediening begin of vrywillige gemeenskapswerk in jou omgewing doen. Of dalk wil jy jou skuld delg of sommer net 'n groentetuin in jou erf begin. Nou die skrif sê vir ons die volgende: Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Toe ek aan hierdie vers gedink het, het ek aan my kinderdae aspirasie gedink. Ek het geweet en ek het geglo ek gaan 'n argitek word eendag. Selfs toe ek nog 'n klein seentjie was, en al my maatjies nog op daardie stadium gedroom het om 'n polisieman of 'n brandweerman te word. Selfs toe al het ek gedroom en geweet ek gaan eendag 'n argitek word. En niemand kon my oortuig dat ek nie vir die res van my lewe my kreatiwiteit op papier sou uitleef en dit later in realiteit in die strate van Suid-Afrika sou sien staan nie. My hart was daarop ingestel om te sien hoe mense in verwondering na my ontwerpe sou staan en kyk. Maar soos meeste van ons het die lewe wel baie kronkelpaadjies met my gestap en is daar baie gebeure wat ek as my getuienis van Jesus Christus se wonderbaarlike krag in my lewe aan julle kan oordra. Maar helaas het ek toe nooit 'n argitek geword nie. En al die kronkelpaadjies het my gelei tot op die punt waar ek op die ouderdom van 35 eers waarlik besef het wat die Here se plan en doel vir my lewe is. My planne het begin verskuif en verander in God se planne. En dit was om in die onderwys in te gaan. Ek is 'n gebore onderwyser, maar meerendeels in die bediening waar ek mense meer kan leer oor die woord van God en die waarheid wat ons daarin vind teenoor die leuns wat die wêreld aan ons verkoop. Maar hierdie paadjies wat ek moes loop het vir my een ding bewys. Dit het nie vir een oomblik saak gemaak wat ek gedink het die beste vir my lewe is of was nie. Wat regtig saak gemaak het was dat wat God vir my lewe asook vir my toekoms gesien het en hoe hy die doel gesien het waarvoor hy my van die begin af geskaap het. En ja, dit wat ek nou doen om klas te gee en ook om in die bediening te wees, bring dalk nie sakke vol geld nie en ek is dalk nie beroemd nie. En al mag die lewe partykeer baie moeilik raak, meeste van die tyd. Een ding is seker, God sorg en God voorsien. En hy sal my altyd dra en beskerm in die roeping wat hy oor my lewe het. My en my gesin se toekoms by hom is verseker. Om planne te maak is nie 'n slegte ding nie. Trouwens, die Bybel sê vir ons dat ons sal maai wat ons saai, soos ons kan lees in Galasiërs 6 vers 7. Dis moet ons nie ophou om planne te maak nie. Maar ons moet ywerig wees om met wysheid vir die toekoms te beplan en voor te berei en nie lui te wees nie. Maar ons moet daardie planne terselfdertyd los weghou. Want God ken die volle prentjie van ons lewens. Volgens Filippense 2 vers 13 sal God altyd in en deur sy mense werk en aan hulle die begeerte en krag gee om te doen wat hom behaag.
Maar soms vereis ons lewens herevaluering. Soms is wat ons wil hê nie die planne wat die Here vir ons het nie. En selfs wanneer ons nie kry waarvoor ons gehoop of gevra het nie, het hy altyd ons beste en sy heerlikheid in gedagte. Jesus het dit byvoorbeeld baie mooi gemoduleer, hoe om sy eie planne oor te gee, deur letterlik sy lewe vir ons prys te gee, vir ons vryheid. En al was dit nie maklik nie, lyk ons lewens vandag en ons toekoms anders as gevolg van dit wat hy gedoen het, omdat God se doel geseëvier het. So vandag is my gebed vir jou eenvoudig, en dit is dat te midde van al die gewoel, van al jou drome en aspirasies najaag, dat jy in al die planne wat jy in jou hart dra, dat jy dit altyd opweeg teen die koninkryk van God en sy begeertes, en die Here se planne en dit wat hy vir jou toekoms sien. Dat jy jouself nooit so gefokus vind op wie jy besig is om te word nie, maar dat jy gefokus wees op wie God beplan jy moet wees en wat hy wou hê jy moet wees van die begin van tyd af. Maak dus vandag 'n lys van sommige van jou planne en drome. Hou dan jou hande voor jou uit en visualiseer om al jou drome en planne aan God oor te gee. Stel jou voor dat al daardie planne uit jou hande verdam. En wanneer jy vandag bid, vra dan vir God om vir jou te wys watter planne hy aan jou wil teruggee. En as daar enige nuwe drome of planne is wat hy vir jou het, dat jy dit sal ontvang en sal najaag. Dank die Here dat hy die oorsprong van jou wysheid en kennis is. Vra hom om jou elke dag meer oor hom te leer en te help dat jy hom beter sal verstaan. Vra hom dat hy jou keuses, jou planne en jou besluite sal lei sodat jy 'n lewe kan leef wat in ooreenstemming met sy roeping is op jou lewe en 'n lewe te kan leef wat hom eer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en los gerus jou kommentaar by hierdie plasing en deel dit met soveel mense as moontlik. Onthou ook om in te teken of om my te volg op hierdie kanaal of enige van my ander kanale, sodat jy meer van hierdie tipe boodskappe kan ontvang of selfs ander media wat ek graag met jou wil deel. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. Ons chat weer. Tot volgende keer. Ciao.